Goeiemôre en welkom aan elkeen van julle wat vanoggend hier is. Ons wil net ons innige simpatie betoon aan die familie namens die leraars, kerkraad en gemeente en gemeenskap van Somerset Oos. Ek het gister 'n oproep van Dion Els ontvang en hy het gesê hy is vandag ook hier saam met julle. Ons begin die diens met die woorde van Johannes 14, vers 1 tot 3. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en julle sal na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle kan die weg na hierdie plek, julle ken die weg na hierdie plek waarheen ek gaan. Met hierdie woorde groet ek julle nou in die naam van die Vader, ons Skepper, en in die naam van Jesus, ons Verlosser, en in die naam van die Heilige Gees, wat vanoggend hier is, en wat ook vanmôre ons trane gaan afdroog. Amen. Ons gaan nou die kerse aansteek. Ons vra die familie om eers te kom, hulle wat moeilik loop, en terwyl die kerse aangesteek word, gaan die Onse Vader gesing word deur preer. In
Jack en Sanet, Sirk en Annel, Welmy en Joubert en julle gesinne en ook aan al die familie wat vanoggend hier is. Ons neem vandag afskeid van Gideon Jordaan, maar ons vier ook sy lewe wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dink vandag aan ons Here Jesus Christus wat begrawe is in die tuin van Josef van Arimatea. In Jesus se geval was die graf weggerol en die klip weggerol en die graf was leeg. 'n Engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Gideon is ook nie hier nie, want hy sit nou aan by die tafel van die feesmaal van die lam, wat vir hom voorberei is. Ons kan sê, toe Gideon by die tafel kom, het die Vader die stoel uitgetrek om hom te laat welkom voel. Soos wat hy ook altyd vir ons laat welkom voel het. Tog wil die Vader ons wat vanmôre hier sit, vertroos. En hy doen dit met die woorde wat ons vind in Johannes 11 vers 25. Daar sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. 'n Wonderlike versekering vir elke gelowige mens. Hoe treffend bevestig die apostel Paulus hierdie woorde, maar hy gebruik 'n bietjie ander woorde. 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie stoffelike liggaam met die onsterflike, dan sal die woorde wat geskryf staan vervul word. En hier volg die woorde: die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Kinders van die Here gaan nooit dood nie, maar begin slegs 'n nuwe hoofstuk van hulle lewe. Die duiwel is deur Jesus op Golgotha verslaan en dit kan ons maar vandag glo. Toe Jesus na 3 dae uit die dood opstaan, het hy die dood doodgemaak. Toe Gideon se hart ophou klop, was dit nog glad nie die einde van sy lewe nie. Toe het hy sy plek gaan inneem by die feesmaal waarvan ons gepraat het aan die begin. Hy is nou baie beter af as ons wat nog lewe in 'n wêreld vol smart en pyn. Daarom kan ons wat agterbly rustig raak en aanvaar en vashou aan die baie mooi herinneringe wat daar van hom is. Nou ek het so 'n paar gedagtes oor Gideon neergeskryf. Is maar net om dit ook met julle te deel, is vir my 'n voorreg. Ek dink almal wat hier sit gaan hom baie mis. Om hom te prys sal hy sekerlik nie wil hê nie. Hy was 'n mens wat omgegee het vir ander. Sy vrou en kinders, kleinkinders, was vir hom alles in die lewe. As dit met hulle goed gegaan het, dan was hy gelukkig. Met die volgende buitelugdiens en die bazaar sal ons die spitbraai mis. Beter sou niemand dit
gedoen het nie. As klasmaat het hy in almal belang gestel en hy het gesorg dat die reunies plaasvind. Dankie dat jy net jy was, Gideon. Ons eer jou nagedagtenis en sal jou altyd onthou. Nou vriende, voordat ons nou uit die Bybel uit gaan lees, kom ons raak nou net stil en dan bid ons saam. Onse hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre so by mekaar kan wees om die lewe van een van ons te vier wat hier saam met ons gelewe het. Dankie Here dat ons baie van U in hom gesien het. Daai omgee vir ons wat sy pad gekruis het. Maar Here, ons bid nou dat wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons dink oor wat daar geskryf staan, dat U ons harte ontvanklik sal maak, dat ons die boodskap wat U vanmôre vir ons het, dat ons dit in ons harte sal dra, en dat ons dit gaan lewe. Here, ons bid dat ons sal stil word, en dat ons U stem sal hoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, op versoek van die familie gaan ons vanoggend lees uit 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 10, maar die eintlike vers waarby ons gaan stil staan is vers 9. Dit is ook die tema van ons boodskap vanmôre. En dit is: my genade is vir jou genoeg. Behalwe Jesus was daar niemand wat so 'n geweldige invloed op die geskiedenis van die Christendom gehad het as Paulus nie. Paulus was 'n baie goed opgeleide man vir daai tyd. Voor sy bekering het hy die Christene so vervolg dat hulle moes vlug na ander dorpe en streke. So het Paulus eintlik onwetend die uitbreiding van die evangelie bevorder. Maar na Paulus se bekering het hy 'n kragtige prediker geword. So het hy ook op sy reise gemeentes gestig. Maar vandag gaan ons 'n bietjie vertoef by 'n paar woorde wat ook vir Paulus aangespreek het. En dit is die woorde: my genade is vir jou genoeg. Paulus het 'n hindernis in sy lewe gehad, maar hy het dit met die Here gaan bespreek. Met ander woorde, Paulus het gebid oor sy probleem. Hy noem dit 'n doring in sy vlees. Niemand het geweet wat dit was nie. Paulus sê hierdie doring het gekeer dat hy hoogmoedig word. Hy noem dit selfs 'n boodskapper van Satan. Na Paulus 3 maal bid oor hierdie saak, kry hy net een antwoord. En dit is: my genade is vir jou genoeg. En dan gaan die Here verder. Hy sê dan vir Paulus: my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Ek dink op baie waarom vrae en gebede wat nog nie beantwoord is nie, is hierdie woorde die regte antwoord. My genade is vir jou genoeg. As Paulus hoogmoedig sou word, sou dit 'n streep trek deur die verlossingsboodskap wat hy verkondig het.
Paulus het as gevolg van die doring besef dat hy swak is. Al was hy 'n kind van die Here, hy kon nie alles in sy eie krag doen nie. As hy dan swak is, kom die krag van die Heilige Gees, die krag van God in werking. Nou besef Paulus waar sy krag lê. En so ons wat vanmôre hier by mekaar is. Paulus se geheim, hy het sy probleem na die Here toe gevat. Na hy 3 maal bid, kry hy nie die antwoord wat hy wou hê nie. Maar die Here stel eintlik vir Paulus gerus. Hy sê vir hom, Paulus, jou swakheid, Paulus, is eintlik goed, sodat my krag juis tot volle werking kan kom. Nou vriende, iemand wat die evangelie sonder die krag van die Here probeer verkondig, kan maar nou al ophou daarmee. Dit sal nie trefkrag hê nie. Nou vra julle vir my, wat sê hierdie teks vandag vir ons? Wanneer ons voor God ons swakheid bely, gee ons die eerste tree na krag. Dan sê ek eintlik vir die Here dankie dat ek op sy krag kan reken. Ons sê ook vir hom dankie dat hy oor ons kan heers as ons God. Die enigste ware God wat die hemel en die aarde gemaak het. Vriende, kom ons begin glo soos kinders. Dan sal die Here 'n werklikheid in ons lewens wees. Dan sal ons die blye versekering ontvang dat ons onvervreembaar sy kind is. Dan is ons erfgenaam van hom en ook van sy krag en sy liefde. Dan maak dit nie meer saak dat ek 'n geknakte riet of 'n dowwe lampet is nie. Dan is my swakheid weg. Dan weet ek my krag is by die God wat die hemel en die aarde gemaak het. En vir ons vanmôre wat hier sit wat hartseer is, kan maar net weet, ons krag is by die Here, niemand anders nie. Ons gaan by hierdie dag verbykom, by hierdie hartseer gaan ons verwerk in God se krag, nie in mense se krag nie. Want sy genade is vir ons almal genoeg wat hier sit. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap. Here, ons as gelowige mense voel elke dag maar swak en ons haal nie die punte wat ons moet haal nie, ons bereik nie wat ons wil bereik nie. Maar Here, help vir ons om te weet, ons krag lê juis daarin, dat ons swak is, sodat U aan die werk kan kom, sodat U deur ons in mense se harte kan begin werk. Here, ons bid nou, dat U vir elkeen wat vanmôre hier is, sal vashou en sal verseker, niemand van ons hoef die pad verder alleen te loop nie. U is by ons, want U sê vir ons in U woord, ek het julle op my naam geroep, as julle deur water gaan, sal dit julle nie wegspoel nie. As julle deur vuur gaan, sal dit julle nie brand nie, want ek is God. Here, dankie dat ons daaraan kan vashou. Amen. Nou vriende,
Die familie het my gevra om die bedankings te doen. En ek gaan dit nou doen soos wat ek dit ontvang het. Dankie aan ons hemelse Vader vir byna 51 jaar getroude lewe. Ons het goeie tye gehad en sal dit nie vergeet nie. In die kerk het ons liefde en trou beloof. In hierdie kerk het ons liefde en trou beloof tot die dood ons skei. COVID was vir ons familie 'n moeilike tyd. Dankie dat julle saam met ons gebid het vir Jack. Ons het die krag van gebed ervaar en sê dankie aan ons hemelse Vader vir hierdie wonderwerk dat hy gespaar gebly het. Vriende, hierdie is eintlik 'n getuienis van die familie. Ek dink ons moet in daardie lig beskou. Ons hemelse Vader het vir Gideon opgeroep na sy hemelse woning. Ons is geseënd met kinders, kleinkinders. Baie dankie aan ons kinders en kleinkinders vir julle respek, liefde, besorgdheid en die besonderse manier waarop julle ons altyd behandel. Dit het ons ouer harte goed gedoen. Dankie aan Sirk wat die voortou gevat het met die boerdery toe Jack baie siek was en verwel my vir jou hulp, as ook aan al my skoonkinders vir al julle hulp. Aan ons susters en swaars baie dankie vir die besoeke en lekker kuiers deur al die jare. Gideon was baie lief vir julle. Aan ons familie, vriende en Somerset Oos gemeenskap, baie dankie vir julle omgee, bystand en gebede. Julle het ons gedra in hierdie tyd. Aan Kabou, Stina en Paul, baie dankie vir al julle harde werk en omgee. Soos julle sê, ons gaan die Oubie mis. Baie dankie aan Jolien Du Plessis en die kerkkantoor personeel vir al julle omgee, liefde en hulp met die reëlings. 'n Spesiale woord van dank aan Dr. Groves vir sy besondere versorging en aan Suster Randall en helpers by Mercantile Hospitaal in Port Elizabeth vir die omgee en liefde vir Gideon tot die einde. Ons gaan vir Gideon mis, maar sal hom nooit vergeet nie. Liefde Joa en kinders. Nou vriende, ek gaan nou hierdie lees wat hier op die pamflet staan. Julle kan dit later weer by die huis ook gaan lees. Boaan staan my beskrywing van 'n legende. Die persoon was die persoon wat jou altyd op sy hande gedra het. Hy het 'n blasvel gehad, swart hare toe hy jong was en toe spierwit sagte hare toe hy ouer geword het. Hy het 3 kinders, 2 seuns en 'n dogter en 'n vrou wat van yster gemaak is. Hy het 7 kleinkinders. Hulle is totaal verskillend, maar hulle liefde vir mekaar maak hulle een. Hy het 'n groot liefde vir sy boerdery gehad en so ook vir eisters en rammiekap. Hy het elke liewe aand van sy lewe gebraai, al was dit net 1 chop en 'n chip of 'n chippie. Mini cheddars, neute en droë vrugte het by sy bar in die blikkie gestaan. Kleinkinders se gunsteling plek. Fotos was vir hom goud werd. As jy in sy braaiplek instap, dan sien jy net gesiggies, mense wat lag en jy sien hoe kinders eens babas was en nou tieners. Jy sien Marlow wapens. Hy was trots om 'n wolram te wees. Glo my, hy kon jou ure lank vertel van sy kinderdae en hoe hy die liefde van sy lewe
ontmoet het. By die see was hy 'n groot sport gewees. Hy was altyd eerste daar, eerste klaar by die see om te gaan braai en eerste aan die slaap wanneer hy net na 8 sê, ek gaan nou dop. Dan het hy die volgende oggend al voor 7 begin sy eis regmaak vir die dag en sy doekou gedoen voor die res van ons opgestaan het. Hy het elke Kersdag vir elke persoon in die huis persoonlik geseënde Kersfees gewens en nuwe jaar dieselfde. Sy chips, vleis en cola tonic was altyd 'n wenner. Sondagetes waar hy aan die tafelhoof gesit het, was so spesiaal. Want almal het soms vir sy sê goed gelag en ook hoe hy met jou gestry het en dan aan die einde van die gestryery het hy gesê, maar dis mos nou wat ek sê. Die persoon was ons oupa Gietsie gewees. As ons nou by ouma en oupa se huis gaan instap, gaan ons oupa mis. By die tafel sit en blokkies raaisel doen. Ons gaan dit mis om by die bar te sit wanneer ons ouers by 'n funksie is en ons kuier daar en maak asof ons groot is. Ons gaan dit mis om saam oupa op 'n Woensdag plaas toe te gaan, saam met oupa Woensdag plaas toe te gaan. Ons gaan dit mis hoe oupa bucket hats gedra het. Dit het altyd so oulik gelyk by die spierwit hare. Om te jag op sekere plekke gaan nie meer dieselfde wees nie, want wie gaan ons kompetisie wees? Oupa se trofees was altyd topklas. Om see toe te gaan nie meer dieselfde wees nie. Oupa se braaier gaan nie daar wees nie. Wie gaan nou so 'n lekker slap chips vir ons maak? Ons sal onthou hoe oupa games gespeel het, hoe oupa 'n bakkie se ratte brand en dan eers rad verander wanneer die rad amper uitbrand. Ons sal onthou hoe oupa Marlo se skoollied sing terwyl oupa so blou soos 'n smurf is van voerbakke maak. Ons sal onthou hoe oupa gaan vrugte koop en Jeffries en vis en chips. Een van oupa se gunsteling dae was by die see. Ons sal onthou om elke oggend eier en biltong te eet, want dit maak sterk en gee muscles. Ons oupa Gideon was 'n legende. Ons sal oupa altyd onthou. Ons sal mooi na ouma Joji kyk en ons sal oupa elke kwartaal trots maak met ons rapporte. Oupa het silwer hare gehad, maar 'n goue hart. Kari Jordaan. Goed, Sirk, nou is dit jou geleentheid om huldeblyke te lewer. Jy kan sommer Daar's 'n gesegde wat lui. Vertel mense van Jesus, maar gebruik net woorde as dit regtig nodig is. 'n Ingenieur in eie reg met 'n hart vir skape, bokke en beeste. En 'n oordonderende liefde vir sy vrou, sy kinders en sy kleinkinders. 'n Man wat sy skoondogters en skoonseuns soos sy eie kinders aanvaar het.
'n man wat sy 3 sissies, hulle gesinne, sy neefs en sy niggies bitter lief gehad het, want familie was vir hom belangrik. 'n Man wat van ons vriende as hulle eie pa gesien het. 'n Man wat trots was op sy kinders, al neek ons verkeerd. 'n Man wat vir sy kinders so baie geleenthede geskep het, dat ek baie keer skaam kry. 'n Man met die sterkste arms en hande, maar het net gebruik het waarvoor God het bedoel het. Pa, ons sal nie kan chips maak vir die kinders soos pa nie. Ons sal nie kan skape spit soos pa nie. Ons sal nie kan lief hê sonder woorde soos pa nie. Ons sal nie eisters kan slaan en buig soos pa nie. En om by Kari aan te sluit, ons sal nie 'n bakkie tot by 60 in Eerste Rad in Variebeekstraat kan ry nie. Ons sal die pa kan wees nie. Maar pa, ons sal kyk na ma. Ons sal ons vrouens lief hê soos pa ons geleer het. Ons sal na pa se 7 kleinkinders kyk, want dit was pa se trots. Ons sal 'n sport bywoon, ons sal 'n vat vir diepsee visvang. En ons sal leer om 'n bok one-shot moer toe te skiet, want pa het so gedoen. Ons sal nie die maarse skaap in die kraal slag nie. Ons sal bulle en ramme gebruik en teel met balans. Ons pale sal in lyn geplant wees. Ons waterkrippe sal nie mors nie. Ons sal losering sny en bale by regte tyd, want anders is dit mos net stokke. En as ons deur God se genade die voorreg het om grond te koop, sal ons na grond kyk wat meer water opvang as dit wat wegloop. Want pa het ons so geleer. Ons sal kerk toe gaan en dalk na die tyd vir die dominee noem, sy preek was te lank. Ons sal glo dit gaan weer soetland reën, 'n setting. En die klein vis sal weer haktand loop, soos in die ou tyd. Ons sal na ons werkers kyk en met Paul raas as dit nodig is. Ons sal ma se choppie nog 'n bietjie langer oplos, want onthou, sy eet gaarvleis. Ons sal werk tot ons oud is, want dan leer en werk die kleinkinders mos saam. Ja, ons sal antwoord as die kinders bel en vra wat werk pa môre? My boetie, wat moet ek vir julle doen? Waarmee kan ek julle help? Ja, ons sal ons kinders vertrou. Want soos pa altyd gesê het, ek het hulle groot gemaak. Ja, pa was 'n karakter, altyd besig, altyd haastig. Maar met 'n ingeboude beleid. As ons werk, werk ons, maar as ons speel, speel ons. Ja, ek het die groot voorreg gehad om laas met pa te praat op 13 Julie, 8:30 die aand. Hy het geweet wat kom. Toe kom vra hoe dit gaan en sê dat pa gou gesond moet word, het hy geantwoord.
Solank Jack net gesond word, sal ek alright wees. Dalk was dit sy laaste gebed. Ek is rustig, hulle kyk mooi na my. Dankie, Boetie. 'n man wie se woord jy kon vat. 'n man wat jou in die oë kon kyk. 'n man wat op sy knieë kon bid. 'n man wat kon lag, 'n man wat kon skiet, 'n man wat kon braai, 'n man wat kon boer. Here, maak vir my 'n man soos my pa. Ons gaan nou luister na die lied wat gaan speel, 'n man soos my pa. Gee my 'n knipmes vir my gatsak, geloof 'n storms toesak, twee skouers wat 'n swaar vrag kan dra. Gee my 'n hart wat hou van waarheid, wat huil vir die wat swaar kry, twee hande wat help as jy vra. Here, maak vir my 'n man soos my pa. 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 Here, maak vir my 'n man soos my pa. Ek soek 'n glimlach vol van stoutheid en twee blou oë wat saam kyk. Die lewe is te kort om te kla. En leer vir my gebede wat vra vir hoop en vrede, vir 'n land wat ek in my hart kan dra. Here, maak vir my 'n man soos my pa. 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 Here, maak vir my 'n man soos my pa. 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 Here, maak vir my 'n man soos my pa. 'n man soos my pa. 'n man soos my pa. Vriende, ons gaan nou uitbeweeg na die muur toe. Ons gaan eers die familie kans gee dat hulle uitgaan. En terwyl hulle uitgaan, gaan die lied speel, Ek sien 'n nuwe hemel kom.